So as jy jou Bybel hier so het, maak hom vir my oop asseblief by Romeine 8. Romeine 8. As jy nie jou Bybel hier so het nie, haal jou selfoon uit, maak die Bybel oop op jou selfoon en maak oop by Romeine 8. As jy nie die Bybel op jou selfoon het nie, maak Google oop, tik in Romeine 8 en dan kry jy Romeine 8. So iewerste sal jy kan Romeine 8 opspoor. Dis 'n goeie ding om Romeine te gaan kry en bietjie te gaan lees saam met ons. Hierso glo ons dat ons lees ons Bybel, ons studeer ons Bybel en ons leef ons Bybel. Dis wat ons doen. En so ons is besig vanoggend met Romeine 8, maar nou moet ek vir julle sê, ons doen vanoggend vers 29 en vers 30. En hierdie twee verse speel 'n ongelooflike groot rol in 'n gestryery. So, as jy nou al ooit, wie van julle hou van stry? Net gou vinnig hande opsteek. Daar is 'n paar van julle wat baie duidelik hou van stry. So hierdie gestryery vind nou al onder kerke plaas vir die laaste 500 jaar. Dis eintlik hoe intens dit is en so elke jaar dan is daar 'n klomp mense wat die mantel opneem en sê ek gaan verder stry vir my generasie vir hierdie standpunt en dan gaan daai ouens dood en dan staan daar 'n hele nuwe generasie op en vir 500 jaar lank is daar al 'n stryery aan die gang en hierdie stryery is al so erg dat denominasies in kerke baie keer glad nie kan saamwerk nie op die gestryery waaroor ons vanoggend gaan praat. Nou moet ek vir julle sê, ek het nou al oor hierdie gepraat in 2022, in 2023, in 2024, deur ons Bybelstudies en die ouens wat konstant na ons Bybelstudies toe kom is al moeg vir hierdie gestryery, en iewers moet dit nou end kry. Maar een ding wat ek altyd sê is ek gaan nie vanoggend die oplossing kan bring vir wat al vir 500 jaar al die gestryery is nie. Hierdie vers is een van 'n paar enkele verse wat maak dat gemeentes net nie saam kan sit en dieselfde hart kan hê oor sekere goedes nie. En ons baie ouens wat baie arrogant is oor hulle perspektief om te kan sê maar hierdie is hoe dit is en as jy nie hierdie so glo nie dan gaan jy nie hemel toe nie. Nou ek moet eerlikwaar sê, ek sou nie so ver gaan nie. Dis nie noodwendig dat dis een van daai pivotal verse wat maak of jy hemel toe of hel toe gaan nie, maar ek dink dit is belangrik vir ons om vinnig vanoggend net daarna te kyk. Nou moet ek vir jou ook sê, ek kan nie die hele oggend spandeer om dit vir jou te verduidelik nie. So as daar van julle is wat my wil fire, want jy het jouself al geposisioneer op een van hierdie twee pilare, en ek doen nie jou view justice vanoggend nie, dis nie die doel nie. Die doel is nie vanoggend om dit te doen nie. Ek wil dit simplify vir jou, so vir die van julle wat nog nooit daaraan gedink het nie, jy gaan vanoggend iets sien en beleef en jy dalk nog nooit ge-worry daaroor nie, maar jy gaan iewerste bepalend na wie jy geluister het, gaan jy jouself in een van hierdie twee kampe vind. Al twee van hierdie kampe het Bybelversies. Al twee van hierdie ouens het diep teologiese mense wat vasbyt aan hierdie goeters. En soos ek sê, dis nie iets wat ek vanoggend gaan oplos nie. Maar om vir jou 'n idee te gee en dan Jaden, ek gaan jou vra om die laaste slide vir my op te sit. So hierdie is die basiese maklikste manier om die twee vir jou te kan afbreek. Nommer 1, God het gekies. Nommer 2, jy het gekies. As ek en jy dink aan jou geloofsjourney wat jy het tot om dit nou toe, het jy iewerste op 'n punt gekom waar jy nie die Here gedien het nie? En of jy kan onthou wat daai dag is of nie, en of jy waar ook al, maar daar was 'n punt gewees het wat jy glad nie God gedien het nie, en toe was daar 'n besluit gewees of ernstig iets het gebeur dat jy skielik nou die Here begin dien het. Daai is die omkeer, dis die punt wanneer jy Jesus begin volg het. So daai het iewerste in jou lewe gebeur en of dit stelselmatig was en of dit dramaties was en of dit iets is wat jy kan onthou, nie kan onthou nie, gister was, 10 jaar terug, 40 jaar terug, dat 'n verandering in jou lewe plaasvind. En die twee kampe sit basies en hulle stry oor wie het die keuse gemaak vir dit. Het God gemaak dat jy daai besluit maak? Of het jy daai besluit gemaak?
En dis die essensiële eenstelling om dit vir jou af te breek. Is dis waar dit aangaan. Nou hulle albei het fancy name wat agter hulle aangaan. Die boonste ene noem ons Calvinism, die onderste ene noem ons Arminianism. En hierdie twee ouens stry al baie lank hieroor. So as ons nou vir onsself gaan sê God het gekies. Ek het nou voor die tyd toe ek vir 'n paar van julle wit blaaie gegee. Kan ek jou vra as ek vir jou 'n wit blaai gegee het, net gou vinnig opstaan en hom net wys vir my asseblief. So net gou, daar's ouens met wit blaaie. Alright, so ek het na jou toe gekom en ek het 'n wit blaai in jou hand geprop en ek het vir jou gesê, kan ek vir jou hierdie blaai gee? En jy het nie vreeslik baie gestry nie. Jy het nie geweet waar dit gaan nie, maar die wit blaai is by jou. En nou het ek jou gevra om op te staan. Dankie, julle kan maar gaan sit. Dis die keuse wat hulle sê dat God het gekies. Ek het gekies om vir julle 'n wit blaai te gee. So die beginsel gaan oor dat God is die een wat binne in jou hart werk sodat jy tot geloof kan kom. So weer eens baie verse, ek gaan nie nou afbreek en hierdie verse gaan verduidelik nie, maar daai is die een pilaar wat mense opbou. Alright, so dis die een groepering. Dan is daar vir 'n ander groep van julle het ek vir jou 'n keuse gegee. Jy kan of 'n rooi blaai kies of 'n swart blaai kies. Die van julle wat swart blaaie gekies het, staan gou vinnig op. So swart blaaie, daar's nie so vreeslik baie nou, daar's so 3 van julle wat swart blaaie gekies het. Baie dankie, julle kan maar gaan sit. Alraai, die van julle wat rooi blaaie gekies het, julle kan opstaan. Daar's so 'n paar rooi blaaie. Van hulle is bietjie skaam, maar ons het rooi blaaie. Okay, right, julle kan maar ook gaan sit. Alright, so dis die idee. So ek het gekom na jou toe en ek het vir jou 'n keuse gegee van kies 'n kleur blaai en jy kon kies of ek 'n blou blaai, 'n swart blaai of 'n rooi blaai kon kies. Dis die opsie wat jy gehad het en daai was totaal en al in jou beheer. En so die ander viewpoint wat hierdie gestryery doen, die ene sê God het gekies, so met ander woorde, hy het binne in jou gewerk om hom te kies. Die ander viewpoint sê dat God het gekom en hy het vir jou 'n opsie gegee, hy het jou gekonfronteer, daar was 'n krisis in jou lewe, die Heilige Gees het jou bewus gemaak van die swakheid in jou lewe, jy was gekonfronteer met dit, en jy het gekies om te sê ek kies Jesus, ek wil Jesus volg. Dis die idee. So as ek dit nou kan simplify vir jou, daai is die groot gestryery tussen hierdie twee mense, en soos ek sê, daar is soveel verse, en die perspektief oor daai vers maak dat mense stry nou nog vir die laaste 500 jaar oor hierdie spesifieke beginsel. Nou is jy soos, maar ek gee nie om nie. En dis okay, jy hoef nie om te gee nie, want beide van hierdie het 'n krisispunt. Beide van hierdie, maak nie saak in wat die ene jy glo nie, sit vir jou op 'n punt wat jy 'n krisis beleef in jou. So vir ons wit blaaie, of die boonste ouens wat sê God het jou gekies, jy sit met 'n krisis, want jy weet nooit regtig of jy gekies is nie. Want hier is die beginsel, dit sê vir jou, dat die oomblik wanneer God jou kies, sal jy nooit terugval nie. Jy sal nooit nie hemel toe gaan nie. Jy gaan vanaf jou dag wat jy jou keuse gemaak het, van daai dag sal die Here seker maak jy bly in geloof tot die dag wat jy doodgaan. En so as jy gekies is, as jy 'n wit blaai het, is jy one way ticket hemel toe. Jy kan nie eers jouself elimineer uit daai en uit nie. Dis die hart agter die wit blaai perspektief. Maar hier is die groot ding, is jy weet tegnies nooit regtig nie. Jy kan kerk toe gaan en jy kan oulike goeders doen en jy kan dink jy het dalk 'n wit blaai en eendag voor God staan en hy sê vir jou, nope, jy het nooit 'n wit blaai gehad nie. Daai is 'n krisis. Beleef julle dit? Dit kan 'n krisis wees. Jy staan voor die Here en jy het nie 'n idee nie. So ek het nou vir die ouens gevra vanoggend toe jy ingekom het, toe was aan elkeen vir julle gegee of die opsie om in die blou span te wees of in die groen span te wees. So vanoggend het iemand vir jou gevra, gaan jy in die groen span wees of in die blou span wees? So kan ek vra almal wat in die blou span is, net gou vir my opstaan asseblief. Okay, maar goed, so weer. As iemand vir jou gesê het jy is in die groen span, staan gou op. Wie is die ding? Jy is nie seker. Nou sit julle almal so weer.
met wie het ek gepraat, Karliet freak uit, het julle vir my 'n opdrag gegee, ek moes niks gesê nie, almal is besig om uit te freak, as ek in die blou span of as ek die groen span, en dis wat gebeur, die oomblik wanneer ek en jy sit met Calvinism, dan word daai altyd die groot ding, daar is, en jy kan soveel sekerheid, en ons ouens wat met baie sekerheid sê ek is daar, maar die ding is met Calvinism of die boonste groep ouens, as jy iewerste in jou lewe ophou glo, of net te veel twak aanvang, dan gaan hulle vir jou sê, jy was nooit regtig 'n gelowige nie. Jy het nooit regtig 'n wit blaai gehad. Jy was nooit regtig op die blou span of op die groen span nie. En so met ander woorde, daar's altyd onsekerheid. Maar dit is nie te sê dat net hulle het onsekerheid nie. Want aan die ander kant sit ons ook met onsekerheid. So ek het ouens gevra wat rooi blaaie gehad het, so ek net vir julle sê, kom ons net een terug. Die ouens met wit blaaie, hulle gaan hemel toe, die res van julle gaan hel toe. Net so as jy die memo gemis het. Okay? Jy hou meer van die ander opsie, want die ouens met die rooi blaaie, julle gaan hemel toe, die swart blaaie ouens, julle gaan hel toe gaan. So met ander woorde, daar was 'n keuse gemaak of ek gaan hemel toe of ek gaan hel toe, maar die oomblik wanneer ons sê ek het 'n rooi blaai gekies of 'n swart blaai gekies, dan beteken dit is my keuse. En hier kom sy krisis. As ek gekies het om my rooi blaai te vat, kan dit iewerste van my af weggeneem word. Iewerste kan ek 'n keuse maak en ek kan my redding verloor. Dis waar sy keuse lê. So nou met ander woorde, iewerste het jy Jesus geken, jy het hom gevolg, jy is kerk toe, jy sing lekker saam, jy hou van kampe, dis altyd amazing. En skielik 10 jaar down the line, kyk jy na jou lewe en jy besef voor jy, maar ek was 10 jaar laas in die kerk, ek vloek soos 'n matroos, ek steel almal se koekies om my, ek is eintlik pretty much 'n krimineel, en ek is nie eens meer seker of ek hemel toe gaan nie. Ek kyk na my lewe en ek besef voor jy, maar ek beleef hierdie gemors, en iewerste het ek my rooi blaai verruil vir swart blaai. En so nou sit die onderste groep ouens, sit konstant met hierdie worstel, gaan ek regtig hemel toe? Gaan ek hemel toe? Het ek ooit die keuse reg gemaak? Doen ek ooit hierdie kerk ding reg? Ek meen, baie ouens praat van die stem van die Here. Ek hoor nie die stem van die Here nie. Baie ouens praat van die teenwoordigheid en hulle sing, en as hulle sing, dan huil hulle snot en trane. Ek doen nie, ek weet nie, dis weird. Die ouens hou van Bybel lees, ek hou nie van lees nie. Wat gebeur? Ek bid net basies voordat ek eet en is happy. So wat doen ek? Is ek regtig gered? En so nou kom ek met die worsteling, gaan ek hemel toe? En iewerste het jy jouself al gevind in hierdie. Iewerste het jy al jouself gevind en worstel met die onsekerheid, gaan ek hemel toe gaan of gaan ek nie? En die groot ding is weer eens, hang af van jou perspektief, gaan bepaal wat jou krisis is. Nou vanoggend gaan ek nie soveel energie insit om hierdie twee aan julle te kan verduidelik en skrifte te wys teenoor mekaar en hoekom is hierdie ene en hoekom is daai nie. Daai het ons al gedoen en ek dink as jy stelselmatig deur die studie in Hebreërs gaan, dan sal jy daai ook beleef, want hierso is wat ons baie keer wel deurgaan. Wat ek net vir jou wel net wil sê, ek posisioneer myself. Jy kan jouself posisioneer net waar jy sit. Waar ek myself posisioneer is op die onderste ene. Want ek voel dat God het vir my 'n keuse gemaak. En as ek dink aan Deuteronomium 30, Pastor kom my en sê, en ek sit voor julle lewe en dood. En ek roep al die getuies, ek roep hemel en aarde as getuies, om jou keuse te maak. Kies lewe. Kies lewe. Of word 'n keuse gemaak, en ek moet kies om Jesus te volg. Daai keuse wat ek maak, yes, dit word bemagtig deur die Heilige Gees. Ek kom nie, is gewoonlik in ons gebrokenheid wat ons daarby uitkom, maar ek voel iewerste was ek gekonfronteer gewees met Jesus en my eie gebrokenheid en my eie sonde, en ek het in daai oomblik besef, maar ek het U nodig. En ek sit my geloof in Jesus. Dis waar ek myself posisioneer. En so nou wat gebeur is, nou moet ek verstaan, in my lewe, vandat ek die Here begin dien het, 21 jaar terug, het ek
baie keer op 'n punt gekom, wat ek gevoel het, ek weet nie of hierdie ding reël is nie. Ek weet nie of die Bybel reël is nie, ek weet nie of die Here reël is nie, ek weet nie wat gaan hier aan nie. Het voel vir my weird, is dit net 'n klomp slim ouens wat bymekaar gesit het en 'n boek geskryf het en hierdie ding ordentlik bemark het, dat ons inkoop in hierdie ding. En daar's klomp kere in my lewe wat ek getwyfel het. Klomp keer wat ek op 'n punt gekom het en onseker was of hierdie Jesus ding, hierdie God ding, hierdie Christen ding, of dit ooit enigsins 'n realiteit was. En dit was donker tye en dit was moeilike tye gewees, dit was kere gewees dat ek regtig waar getwyfel het. En een ding wat ek wel weet, en ek het eendag toe ek iemand gehoor hierdie stelling maak, en ek kan nie eens onthou wie dit was nie, maar dit het nogal vir my baie beteken. Daar is 'n verskil tussen twyfel en ongeloof. Sien, ek kan twyfel in my geloof, maar die twyfel bring my na 'n plek toe wat ek aanhou soek en aanhou worstel en aanhou, Jesus Here, maar wat gaan nie aan? En ek praat met mense en ek worstel deur goeders en ek beleef goeders en ek sê, Here, maar as U kan, Here, kom deel met my, Here, as ek net 'n engel op 'n groen fiets kan sien. Here, as dit net nou skielik volmaan kan word. Here, as dit net, en ek bid vir al hierdie verskillende tekens, net om iewerste 'n belewenis te kry van, is hierdie goed reël? En in elke liewe een van hierdie kere het die Here my elke keer teruggebring. En in my soektog het ek God elke liewe keer ontdek. Daai was twyfel. 'n Twyfel is 'n worstel om God te ontdek. Ongeloof is wanneer ek my staanplek inneem en sê God bestaan nie en daar is geen manier dat iemand my oortuig nie. Jy moet verstaan dat die dag wanneer jy op daai punt is, ongeloof, daai is die dag wat jy kan stres. Of nie stres nie. Stres as jy die dag doodgaan, dan kan jy stres. Maar ultimately moet ons verstaan, daar is 'n verskil tussen twyfel en ongeloof. En baie keer op twyfel kom ons as Christene en ons twyfel in hierdie hele ding en is God reël en is hierdie goeters, en dan wat gebeur is, dan voel ons skuldig. Ons voel skuldig en ek voel skielik gaan ek nie meer hemel toe gaan nie. Jy word nie gediskwalifiseer vir twyfel nie. Jy word gediskwalifiseer vir ongeloof. Dis die groot ding. En so konstant sien ons dat daar is baie keer mense wat God beleef, wat regtig waar God beleef, en dan as gevolg van situasies, sonde, wat ook al is, wegdraai van God af. Daai is 'n krisis. Want dis wat Hebreërs 6 vir ons sê. Nou Hebreërs 6, jy hoef nou nie so toe te blaai nie, maar Hebreërs 6 sê vir ons, hy sê hierso, intussen moet julle besef dat dit onmoontlik is om hulle wat eenmaal deur God verlig is, maar daarna hulle rug op God gedraai het, weer tot inkeer te bring. Hulle wat God se geskenk ervaar het, wat die Heilige Gees ontvang het, wat die lieflikheid van God se woord en die kragte van God se toekomstige wêreld beleef het. As hulle dan tog hulle rug op God draai, kan hulle nie weer tot inkeer gebring word nie. Hierdie is as ek en jy dink aan wat beteken lastering teen die Heilige Gees. Hier's wat gebeur, is dat ek sien en ek beleef die Heilige Gees, ek beleef God, ek het hom beleef, en iewerste op grond van wat ook al situasie is, in my opinie, is meeste van die tyd wat hierdie ding die wegdraai laat bring, is sonde. Sonde diskwalifiseer jou nie van die hemel nie. Hoor mooi, Jesus was nog nooit geïntimideer deur jou sonde nie, en hy het nog nooit iemand weggewys op grond van hulle sonde nie. Mense wat sonde het en sê, Here, ek is jammer, is mense wat 'n plek in God se hart het. Dis hoekom ons nagmaal gebruik. Maar is die oomblik wanneer ek sonde toelaat en ek leef in my sonde, dat my sonde my naderhand so hard maak, dat ek glad nie meer 'n begeerte het om terug te draai na God toe nie. Dis wat gebeur. En hy sê die dag wanneer jy toelaat dat dit plaasvind in jou lewe, daai is die dag wanneer die oordeel van God so groot op jou is, dat jy kan nie weer tot inkeer kom nie. So met ander woorde, hier sit ons met 'n gestryery. 'n Groepering van mense wat sê dat as God jou gekies het, dan is jy gekies.
Daar gaan nooit 'n worsteling wees nie, daar gaan nooit 'n twyfel wees nie. Alhoewel jy kan twyfel, maar die dag dat jy by die Here gaan uitkom is inevitable. Of alternatief, jy het gekies. Maar saam met die jy het gekies, moet jy verstaan dat die Bybel konstant, en weer eens my opinie, kom konstant en hy herinner ons en hy gee vir ons waarskuwings om vas te hou aan hierdie. Met die ander groep het ek vir jou gesê dat as jy in die blou span is of in die groen span is, staan op. As ek in hierdie onderste groepering van mense sê, ons almal gaan van hier af Egipte toe loop. Nou dis nie om die draai nie. Maar ons gaan Egipte toe loop. So ons almal begin nou. En as jy iewerste dit nie kan maak nie, skiet ons jou mors dood. So dis basies dis 'n goeie motivering om te bly loop. Wie sou dit gedink het nie. Okay, so nou ons gaan loop en die ouens wat in Egipte aankom. So die ouens, en dit gaan ons 40 jaar vat om daar uit te kom. Maar die van ons wat in Egipte aankom, jy's alright, jy kan bly lewe. Die res van julle, ons skiet julle almal uit. So dis die probleem is, ons sit met hierdie konstant en die Bybel is konstant besig om ons te herinner om vas te hou aan ons geloof, om nie op te gee nie, om nie terug te sak nie, om nie uit te sak nie. Hebreërs 2 vers 1, hy sê ons moet dis baie styf vashou aan die boodskap. Hy praat vir ons in Hebreërs 2 vers 3, hy sê moenie jou rug draai op so groot saligheid nie. Hebreërs 3, en sy fokus nou skerp op hierdie Jesus wat ons bely. Hy praat van hierdie aksiewoorde wat hierdie goeders doen. En dan sê Hebreërs 3 vers 8, dan sê hy vir ons, julle moenie julle harte verhard soos Israel nie. Hebreërs 3 vers 12, wees dan versigtig, broers en susters, dat julle nie die geloof opgee nie. Hebreërs 3:13, hy sê, julle moet mekaar van dag tot dag aanspoor. Hebreërs 4 vers 1, daarom moet ons vrees dat ons nie agterbly nie. Daar moet 'n konstantheid wees wat in ons harte plaasvind. As hy sê, Hebreërs 3 vers 12, hy sê, broers, waak daarteen dat nie een van julle ooit 'n bose hart vol ongeloof kry, deur van die lewende God afvallig te word nie. Moenie toelaat dat ongeloof wortel skiet in jou hart nie. So waarskuwings op waarskuwings op waarskuwings word vir ons gegee om te sê, hou vas aan jou geloof, moenie ingee en net sonde toelaat in jou lewe en net in te gee en te sê, leef soos die wêreld nie. So Sondag na Sondag kom ons en ons kyk mekaar diep in die oë en ons sê, Jesus, maar ons kan nie toelaat dat die sonde 'n harder stem het in jou lewe as God se stem nie. Dis wat moet gebeur. Ons is besig met hierdie worsteling en ons hou aan ons oë rig op wie Jesus is. En terwyl ons dit doen, word ek meer soos Jesus. Dis die hart wat ons hier agter beleef. En so, ons beleef hierdie tipe goeters. En dan dink 'n mens, daar's 'n ou gewees met die naam Charles Templeton. Was 'n ou gewees wat ek dink hy was saam met Billy Graham. Was hierdie ou 'n groot hy en Billy Graham was nogals kwaai in die bediening gewees. En iewers het Charles Templeton net op 'n punt gekom en het gesê, maar hy hou nou op glo in God. Iemand wat daar was, iemand wat deel van die crusades was, iemand wat gesien het hoe God genesings gebring het. Hierdie ou het op 'n punt gekom en het gesê, ek weet net nie of ek kan glo nie. Sien, daai is die krisis wat ons beleef. Dis die impak van as jy sonde toelaat om jou lewe te beheer, dat eendag word ons wakker en ons is so diep in sonde ingetrek dat ek nie eers meer erken wie God is nie. En ek gebruik altyd die voorbeeld om te sê dat as ek by 'n braai gaan oppiets, dan almal vloek en kuier en hulle gaan groot totdat hulle uitvind ek's 'n pastoor. Dan word hulle bitter heilig. Nee, kyk, hulle word verskriklik. Jesus, dan vertel hulle my van die Mighty Men Conference en hoe amazing dit was. En ek kon onthou daai een keer by daai kerkkamp, Jesus. Dan sê ek net so, ja, nee. Skielik is dit met 'n dieetkundige. Jy eet chocolates en drink Coke en as iemand sê is 'n dieetkundige, dan haal jy Avo uit. Dis basies wat gebeur is. Daar's soos net so iets in jou wat anders te wil begin optree. Want dis die blote feit. Is die oomblik wanneer ek en jy so leef, jy dink jy leef vir Jesus, maar as jy in die teenwoordigheid is van 'n pastoor en jy vind dit uit, as jy jou leefstyl moet aanpas, omdat jy skuldig voel, hy is 'n krisis. Matteus 27, dan kom Jesus en sê, mense gaan kom en sê, Here, in U naam het ek
Ek het in U naam was ek by 'n Mighty Men Conference. En dit was amazing. En dan gaan hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. Dis die impak van sonde. Dis wat sonde jou toe kan lei. So nou wat gebeur, en ons konstant in hierdie Romeine reeks en praat ons veg teen sonde. Hou aan worstel teen sonde. Moenie toelaat dat sonde jou wen nie. En wanneer jy op 'n punt kom en jy voel sonde oorweldig jou, dan gaan ons op ons knieë en sê, Here, ons is jammer. Here, ek kom en ek gaan terug. En skielik begin ons besef dat ons worstel nie uit vrees uit nie, maar ek worstel na iets toe. Ek worstel na die hart van God toe. So dis wat ons beleef. So nou vanoggend se vers gaan vir ons spesifiek, maak nie saak in wat se kant jy is nie, gaan jy hom anders te lees. Vanoggend vat ek nie die boonste ene nie. Die ouens sit in die boonste ene, daar's baie ouens wat dit glo en dit kan verduidelik. Op hierdie stadium, ek vat hierdie uit die onderste posisie uit. En dis waar ek myself posisioneer en dis hoe ek sou voorstel, julle dit ook moet doen, sonder om julle te boelie in dit in, maar dis hoe ek dit sien en beleef. Maar so kom ons begin spesifiek met Romeine 8. Nou kom ek gee jou net weer 'n vinnige recap. Tot op hierdie punt toe het hy vir ons gesê, Paulus skryf vir ons, en hy sê vir ons, die toestand wat ek en jy het, is sondaars. Ons is sondaars. En die impak van sonde is dood. Dood nie net fisies in jou finansies of in jou huwelik of jou besigheid nie, maar dood in ewigheid. Dis die impak van sonde. En die enigste manier hoe jy hierdie gaan vryspring, die enigste manier hoe jy hierdie dood kan vryspring, is jy moet onskuldig verklaar word. Iemand wat heilig is, moet na jou kyk en jou as onskuldig verklaar. Dis al hoe jy hierdie dood kan vryspring. En so dis wat hy vir ons gesê het. Hy konstant vir ons gesê, ons toestand is sonde, ons verdien die dood, en al wat jy kan doen, is jy moet onskuldig verklaar word, en jy kry hierdie net deur geloof in Jesus. Dis wat hy vir ons gesê het, konstant, en teen die tyd wanneer ons by Romeine 7 kom, sien jy Paulus worstel met hierdie sonde. In Romeine 7 gee Paulus vir ons hierdie idee, dat dit voel asof sonde heeltyd wen. Hy weet wat hy moet doen, maar hy doen dit nie. Hy weet wat hy nie moet doen nie, en hy is konstant besig om dit te doen. En dit lyk in hierdie worsteling met sonde asof Paulus verloor, en dan kom die goeie nuus. Die goeie nuus kom in hoofstuk 8, en ons het gesê, hoofstuk 8 is by verre die beste hoofstuk, as jy daai twee konsepte verstaan, dat ek is 'n sondaar, en al hoe ek daar los kan kom, is ek moet onskuldig verklaar word. En as jy die konsep wil snap, is Romeine 8 vir jou die beste nuus, want hy begin vir ons in vers 1, en sê hy, vir hulle wat aan Christus verbind is die oordeel nou heeltemal weg. Die een wat sy geloof in Jesus gesit het, is die oordeel heeltemal weg. Romeine 8 is goeie nuus. As ek en jy Romeine 8 lees, moet jy aan die einde sekerheid in jou hart hê oor my posisie as kind van God. Ek kan nie twyfel in of ek 'n wit plaai is, of ek gekies is of nie gekies is nie. Ek kan nie twyfel dat ek my rooi kaartjie gaan weggooi iewerste nie. As jy Romeine 8 lees, moet jy wegstap met 'n sekerheid in jou hart, dat ek ken God, God ken my, en ek sien uit om hom te beleef eendag. Dis wat Romeine 8 vir ons moet doen. So hy begin vir ons, en hy sê vir jou, die oordeel is reeds weggevat van jou af. As kind van God, wat Jesus volg, is die oordeel reeds weggeneem. En dan kom hy op 'n stadium, en dan begin hy praat nou, en dis wat ons 2 weke terug, toe praat ons oor die lyding. Maak nie saak of jy kind van God is en die oordeel is weg nie. Ons beleef suffering, lyding. Ons beleef hierdie krisis, ons beleef hierdie worsteling, ons beleef al hierdie goeders wat in ons lewe plaasvind. En dan het hy vir ons kom sê dat in hierdie suffering, in hierdie worsteling, in hierdie lyding, is daar 2 goeders wat ek en jy kan wegvat, wat ongelooflike goeie nuus is. Romeine 8 vers 26, hier praat hy van die Heilige Gees is die een wat jou help in jou swakheid. Die oorspronklike Griek sê vir jou basies, maar dit is iemand wat jou ondersteun in jou swakheid. Dink aan die storie dat as jy ergens te besig is om werk te doen, en jy dra iets verskriklik swaar,
en iemand anders te kom en sê, kan ek jou help? En hulle help jou dra aan daai ding wat ongelooflik swaar is. Dis wat die Heilige Gees doen. In jou lyding, in jou swaar kry as kind van God, is die Heilige Gees die ene wat jou kom help dra aan daai swaar kry. Dis die een ding wat goeie nuus is in daai gemors. En nommer 2 is vers 28. Alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. So met ander woorde, as ek kind van God is, beteken, maak nie saak hoe chaos dit is nie, alles sal ten goeie meewerk. En dis waarmee geëindig het. Hy eindig vir ons, en dit was ons studie geëindig het vers 28. Nou gaan hy voort met die bemoediging. So met ander woorde, vers 29 is nie iets wat jou moet laat depressed voel nie. Vers 29 moet jou bemoedig oor God se hart, oor hoe hy jou gekies het. Of jy gekies het om 'n wit blaai te vat, of uitgedeel is vir 'n wit blaai, of jy hierdie perspektief dat ek het 'n rooi blaai gekies, ek sit vanoggend hierso en ek het 'n rooi blaadjie, dan besef jy dat die doel van vers 29 en vers 30 is om jou te bemoedig oor dat jy gaan uithou tot in die einde toe. Dis waarvoor hierdie 2 verse eintlik is. So kom ons lees vers 29. Hy sê, want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om net soos sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus, Jesus, die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy hulle ook die heerlikheid gegee. So, hier's 5 kragwoorde wat ek vir jou gaan uithaal. En ek sit dit sommer vir jou op die skerm. 5 woorde wat vir jou nogals 'n groot rol gaan speel in hierdie ding verstaan. Nommer 1, hy praat hierso van, hy het jou vooruit geken, in die begin van vers 29, en dan sal hy sê, in my vertaling sê hy aangewys, Afrikaans 2020, en gebruik hy vooruit bestem, so hy het jou vooruit geken, hy het jou vooruit bestem, dan sê hy, en hy het jou geroep, hy het jou vrygespreek, en hy het jou verheerlik. So kom ons gaan kyk gou vinnig net na hierdie 5 woorde, dis die hart agter hierdie 5 woorde. As ons praat van God het ons vooruit geken, wat bedoel hy? So ek en jy moet verstaan dat as ek en jy dink aan God, dan is daar eienskappe van God, en ons noem dit, daar is kommunikeerbare eienskappe van God, en daar is nie kommunikeerbare eienskappe van God. Engels is communicable en incommunicable eienskappe of attributes vir God. Nou kom ek gee vir jou die voorbeeld tussen hulle. As ons sê kommunikeerbare eienskappe van God, dan sê ek vir jou, dis eienskappe van God wat jy mee kan verstaan, omdat jy dit al self beleef het. As ek vir jou sê God is liefde, ken jy nie die volheid van God se liefde nie, maar jy het al liefde ervaar. En so daar's iets in jou wat kan resonate met die eienskap van God se liefde. As ek en jy praat van God se goedheid, dan praat ons van dat hierdie goedheid is way meer as wat jy kan imagine, maar omdat jy goedheid in jou het, kan jy verstaan wat hy bedoel daarso. As ons praat van God is heilig, jy is nie vreeslik heilig nie, maar jy verstaan wat beteken heiligheid, bloot oor daar is 'n element van om iets as heilig te beskou, self op 'n plek jouself eenkant te onttrek om nie deel te wees van gemors nie. So daai konsepte ons verstaan. So as ons praat van God is heilig, God is liefde, God is warmhartig, God is goed, God is regverdig, God is getrou, God is wys. Ons verstaan hierdie goeters, want ons het 'n reference. Dit is kommunikeerbaar. Ons verstaan dit, ons kan dit vereenselwig met dit, ek beleef dit. Dan is daar nie kommunikeerbare eienskappe van God. Maak nie saak hoe oulik jy is nie, ek en jy kan nie hierdie goed snap nie, want ons het nie 'n reference vir dit nie. Daar is niks in ons wêreld of in ons omgewing om ons enigsins regtig waar hierdie volheid te laat verstaan nie. So as ons praat van dat God is selfbestaande, beteken dit, God is nie afhanklik van enige iets om hom aan die lewe te hou nie. Hy het nie suurstof nodig nie, hy het nie water nodig nie, hy het nie krag, water of kos nodig nie, hy het niks nodig om te lewe nie. Hy is nie afhanklik van enige iets om aan die lewe te bly nie. Nou ek en jy ken niks soos dit nie.
Enige vorm van lewe wat ek en jy beleef op aarde is afhanklik van iets om hom aan die lewe te hou en iewers te gaan daai ding doodgaan. God is selfbestaande, wat beteken dat hy het niks nodig om te bly lewe nie. Die volgende ding is God is ewig. Ons maak die stelling van ewig, maar ons het geen persepsie oor wat beteken ewigheid nie. Ek meen, ons lees nou in die koerant van 'n tannie wat 104 jaar oud is. Dit voel vir my sy het vir ewig gelewe. Maar frankly is dit nie 'n cooking, dis nie eens naaste by. As jy dink aan die hele wêreld se geskiedenis, aan wat ons verstaan, het dit nie eers 'n fraksie te doen met die ewigheid nie. God is ewig. Ons het geen kapasiteit om hierdie te verstaan nie. As ons praat van God is onveranderlik, nou as ek dink aan van ons emosies is baie veranderlik, God se emosies is onveranderlik. Wie hy is onveranderlik. God leer nie. God is nie besig om probleme op te los, kom op 'n krisis en besef hy moet nou aanpas en iets. God kan nie leer nie. Hy is alles wat hy nodig het. So God is in homself onveranderlik. Hy verander nie. Nie in sy emosies nie, nie in sy eienskappe nie, nie in sy optrede nie. God bly dieselfde. Dan die volgende ding, as ons praat van God is soewerein, dan praat ons dat God sit alles in plek en alles gebeur soos hy wil hê dit moet gebeur. Nou jy kan dalk dink by die werk is jy die baas, maar as jy weer kyk dat ons almal weer besig om hulle eie ding te doen. Die idee is God is soewerein en daar is niks op aarde wat nie is sodat God nie dit in plek gesit het nie. Dan die volgende ding, God is alomteenwoordig, wat beteken God is oral terselfdertyd. Nou, weer eens, ons het geen kapasiteit nie. Daar is altyd ek moet hier wees of daar wees. Ek wens baie keer ek kan op 3 plekke op dieselfde tyd wees, maar ek het glad nie 'n konsep van dit nie. God is almagtig, God kan alles doen en dan die laaste ene, God is alwetend. Wat beteken God weet alles. Nou as ons praat van die nie kommunikeerbare eienskappe van God en ek kyk na die boonste ene, moet ek verstaan, God het elke liewe dag van jou geken voordat een dag begin het. Psalm 139 vers 15, hy sê, my bene was vir u sigbaar toe ek stilletjies gevorm is in die dieptes van my moeder skoot. U het my gesien voor ek gebore is en in u boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was. So met ander woorde, as ek en jy dink dat God is alwetend, God is nie geskok oor in die posisie waarin jy nou is nie. God gaan nie geskok wees oor wat môre kom nie. God is alwetend, wat beteken hy ken elke liewe dag voordat dit gebeur het. Nou as ek en jy begin praat van daai konsep, weer eens ek posisioneer myself met die rooi blaadjie en 'n swart blaadjie. Glo ek dat vir my en vir jou word die keuse gegee, kies lewe of kies dood, kies Jesus of moenie hom kies nie. En omdat God weet wat jou keuse is, God weet wat jou keuse is, gaan hy nie geskok wees oor die keuse wat jy maak nie. En so as ons praat van God wat jou vooruit geken het, beteken dit God het voor dit een dag plaasgevind het, geweet jy gaan gekonfronteer word met daai keuse en geweet wat gaan jy besluit. En hierdie is die konsep wat ons verstaan as vooruitgeken. Efesiërs 1 vers 4 vat vir ons na die volgende ene toe. So hy het ons vooruitgeken en dan het jy, omdat hy jou vooruitgeken het, het hy jou vooruit bestem of aangewys. Efesiërs 1 vers 4, dan sê hy, God het ons almal wat Christus sin is, uitgekies om sy kinders te wees. So met ander woorde, die wat rooi blaaie het, jy het dit gekies, God het geweet jy gaan dit kies, en daarom, voordat jy gebore is, dra jy die titel kind van God. Vooruitgeken, vooruitgekies. So dis wat ek en jy verstaan, dat die volgende ding wat hy dan sal sê, is dan die volgende ding wat plaasvind, hy het jou vooruitgeken, vooruitbestem en dan geroep. So vooruitgeken is hy het voor die tyd geken, vooruitbestem, geweet wie sy kinders gaan wees, en vir sy kinders het hy die roep gemaak.
So kan ek vir ons rooi mensies met die rooi blaaie vra om gou op te staan. As jy 'n rooi blaai het, staan gou op, wys my jou rooi blaai. Alright. As ek julle nou moet vorentoe roep, sal daai geroep wees. Ek gaan nie dit nou doen nie, maar hier is die impak daarvan. Vooruit gekies, en nou kan ek hulle roep, en ek vra, op julle eie tyd, gaan nie nou nie, kom vorentoe. Alright, dis die idee, vooruit gekies, voordat die diens begin het hulle rooi blaaie gekry, en nou kan ek hulle uitroep, want ek weet wie is hierdie mense, wat die blaaie gevat het. Dankie, julle kan maar sit. So, vooruit geken, aangewys, geroep, en hierdie's wat geroep is, hierdie met die rooi blaaie is vrygespreek van sonde. Hoor nou, dis nou daai worsteling, wat ons nou mee begin sit en worstel, gaan ek hierdie rooi blaai weggee, of gaan ek nie, of gaan ek hemel toe, gaan ek nie, ek voel nie, hoor mooi, in die verlede tyd, jy is klaar vrygespreek. Nou terug aan ons studie van Romeine het ons gepraat oor daai 3 fancy woorde. Die eerste een is propitiation, wat beteken Jesus het in die kruis gesterf om die wraak van God te vat op homself. En dan het die volgende 2 woorde ingeskop. Expiation, Jesus het sy onskuldige titel op jou geplaas, van homself op jou. Imputation beteken jou titel as sondaar is van hom afgehaal en op Jesus gesit. Dis wat gebeur het. So met ander woorde, jy is vrygespreek. Julle in die begin, toe sê ek vir jou, die boek Romeine sê vir jou, jy's 'n sondaar, en al hoe jy dit kan verander, is om onskuldig verklaar te kan word. Hy sê, die wat rooi blaaie het, julle is onskuldig. Ek verklaar jou onskuldig. Dis die vreugde van wat beteken dit om Jesus te kies, om Jesus te volg. Dis wat gebeur, Romeine 10 vers 9. Hy sê, maar as ek en jy bely met ons mond en glo met ons hart, sal jy gered wees. Galasiërs 3 praat hy van dat as ek en jy geloof het in Jesus, word ons kinders van God. Ek en jy is ingekoop in Jesus in. Ek en jy is uitgekies in Jesus in. En so dis waarvoor vrygespreek word, en dan hierso, verheerlik. Jy is nie vreeslik verheerlik in jou huidige toestand nie. Maar daar gaan 'n dag wees, wanneer jy 'n verheerlikte liggaam het, wanneer jy in die teenwoordigheid van God in gaan, en wanneer jy geken word as die skoon, suiwer bruid van Christus. Die dag wanneer ek en jy God gaan beleef vir wie hy is, om God te beleef in sy grootheid en in sy almag, in sy alomteenwoordigheid, hierdie konsepte wat ons nie kan verstaan nie, dis die dag wanneer ek en jy voor God staan en ons gaan iets verstaan van hierdie eienskappe. So dis wat ek en jy hierso beleef. So met ander woorde, hy kom hierso, en nou lees ons weer Romeine 8 vers 29. Hy sê, want God het hulle reeds vooruitgeken. Van wie praat hy? Romeine 8:28. Vir die wat dit goed sal uitwerk. Nou, alles sal ten goeie uitwerk vir die wat hom liefhet. Hy sê, julle moet verstaan, dat God het julle reeds vooruitgeken, en hy het hulle aangewys om net soos Jesus te word, net om soos sy seun te word. So jy word uitgekies om te word soos Jesus, om jou karakter, raai sonde uit te haal, sodat jy verheerlik kan word soos Jesus. Nie dieselfde as Jesus nie, maar as deel van, familie van. Op hierdie manier sal Christus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy die heerlikheid gegee. Voorreg van die goeie nuus. Jy is uitgeroep, skoon gewas, en jy gaan verheerlik word eendag as ons voor God staan. En dis die hart van Romeine 8 vers 29 tot 30. So kom ons sluit die oë en ons beweeg aan. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Ek weet, Here, op die einde van die dag, Here, kyk ons na hierdie en ons weet dit is ongelooflike ingewikkelde goeders en ons het so min tyd om hierna te kyk. Maar ek bid, Here, dat ons in hierdie oomblik net soveel vreugde in ons hart kry.
Here, soos dat ons na hierdie goeie kyk en beleef, Here, dat nommer 1, dat U het ons vooruit geken. Here, dat U ons uitgekies het. Here, dat U ons bestem het, vooruit bestem het. Here, dat U ons geroep het. Here, dat U ons vrygemaak het. Here, en dat U ons gaan verheerlik. Here, dat ons sekerheid in ons harte het. Here, dat ons kinders is van U en dat ons kinders van U bly. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.